Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. So, die kerk word baie keer beskryf as 'n lewensreddingsboot. Dis 'n bootjie wat in die see is. Die see is die wêreld. Die wêreld wat daar in sonde gedompel is. En die kerk, hierdie boot, is daarso om mense te red uit die wêreld uit, deur die evangelie en hulle in te bring in die lewensreddingsboot. Die probleem is wanneer daai bootjie begin water inkry, wanneer die wêreld begin om in die boot in te kom, dan is daar moeilikheid. As daar 'n gat in die boot is en die water styg op, dan is daai lewensreddingsboot in groot moeilikheid. Dis dieselfde met die kerk, vriende. Die oomblik as die wêreld, as sonde in die kerk inkom, dan is die kerk in moeilikheid. En dis wat ons sien hierso in Thyatira aan die gang was. Die wêreld, die samelewing was besig om in die boot in te kom. So kom ons kyk net so bietjie na die agtergrond van Thyatira as 'n dorp en as die kerk daarso, net om ons so 'n bietjie konteks te gee, om hierdie brief ook beter te verstaan. Nou, Thyatira was 'n militêre uitpos van Pergamum. Laasweek het julle gekyk na die kerk in Pergamum. Nou, die dorp het bekend geword vir sy handel en sy handelwerk. Daar was twee spesifieke dinge waarvoor hulle bekend was. Die eerste ding is vir pers kleurstof, wat net van daar af gekom het. Ontsaglike duur kleurstof, waarmee hulle kledingstukke en materiaal gekleur het. En die tweede ding waarvoor hulle bekend was vir fyn bronswerk, wat hulle in Thyatira gemaak het en gedoen het. Nou, dis interessant, in die Nuwe Testament sien ons 'n vrou, Lydia, die eerste een wat tot bekering gekom het in Europa, en sy was van Thyatira gewees, en sy was 'n goeie besigheidsvrou, en haar handel was in pers kledingstukke of materiaal, purper. En so sy was ook aan die handel dryf, 'n toonbeeld van Thyatira se handel. Nou, as gevolg van die fokus op handelwerk in hierdie dorp, was handelgildes 'n belangrike deel van die samelewing of die sosiale strukture. Nou, wat is 'n handelgilde? Ek dink die naaste daaraan in ons samelewing is waarskynlik soos 'n lokale werkersunie, waar jy bymekaar kom, saam met die ander ouens in die gilde, en dis waar jy besigheid doen. Maar die manier hoe hierdie handelsgilde byeenkomste gewerk het, is dat dit 'n sosiale byeenkoms was, waar hulle feesmaaltye gehou het. Nou, ek dink weer eens, vir ons is dit moeilik om dit in te dink, maar die naaste is dit waarskynlik kongresse of seminare of konferensies wat gehou word, waar ons bymekaar kom vir besigheidsdoeleindes, en waar ons saam kuier, maar ons doen ook besigheid en ons bou ons netwerke. Nou, by hierdie feesmaaltye het hulle natuurlik kos geoffer eers aan die plaaslike afgod. Nou, die plaaslike afgod in Thyatira was Apollo. Apollo is daar's 'n groot tempel, vandag nog kan jy die ruïnes van hierdie tempel gaan sien in Thyatira. En Apollo is die seun van Zeus, die oppergod van die Grieke. En een van sy titels is die seun van God. So by hierdie feeste sou daar kos geoffer geword het aan Apollo, en dan is dit ook gepaard gaan met immoraliteit, dronkenskap, maar ook seksuele losbandigheid. Dit was maar net deel van hoe hierdie byeenkomste gewerk het. Nou, in so 'n samelewing waar jou werksgeleenthede en jou handelsnetwerke afgehang het van hoe jy deelneem aan hierdie feesmaaltye, het daar 'n probleem ontstaan vir Christene. En die vraag wat begin ontstaan het by die Christene is, hoe moet ons onsself gedra by hierdie byeenkomste? Hoe tree ons op? Hoe moet ons lyk? En dis waar die probleem was. Die samelewing se manier van dinge doen, het in die kerk in Thyatira ingekom. Die water was in die lewensreddingsboot, en is in hierdie konteks wat ons vir Jesus sien kom na hierdie kerk toe. En ons sien in daai eerste vers, bring hy 3 beelde uit Openbaring 1 uit,
waar hy homself beskryf, wat hy bring na hierdie kerk in Thyatira met baie spesifieke redes. Lees saam met my daar in vers 18. Hy sê, "The words of the Son of God, who has eyes like a flame of fire, and whose feet are like burnished bronze." Dit is amper asof Jesus kom na hierdie kerk toe en hy sê, julle mag dalk begin luister het vir die woorde van Apollo, die seun van God, die samelewing wat hulle doen. Maar ek sê vir julle, ek kom na julle as die ware seun van God, met die ware woorde van die Gees van God. En hy sê verder, beskryf hy homself hierso, as die een met glansende oë, wat soos vlamme is. Dis oë wat deur alles penetreer, wat alles sien en alles weet. Niks kan van sy oë weggesteek word nie. In vers 23 sê hy self, I am he who searches hearts and minds. Hierdie is Jesus wat alles weet en alles sien. Ek dink as ons vandag 'n woord moes gee vir hierdie oë van vlamme, dan sou dit waarskynlik gewees het X-straal oë, X-ray eyes. Want hy sien nie net oppervlakkig nie, hy sien tot in die hart. En dan sien ons hierdie Jesus in hierdie stad waar hulle bekend was vir fyn bronswerk. Hy kom met bronsvoete van heiligheid en van oordeel na sy kerk toe. En dan bring hy die woorde spesifiek vir hierdie kerk. En ek wil hê ons moet kyk na hierdie woorde wat Jesus vir hierdie kerk bring aan die hand van 4 punte. Die eerste punt is Jesus se diagnose, en dis daar in vers 19 tot 20. Die vraag hierso is, wat sien Jesus as hy kyk na hierdie kerk in Thyatira? Ek dink dis die vraag wat ons elke week vra as ons kyk na hierdie 7 briewe van Jesus aan die kerk. En wat is dit wat Jesus sien in hierdie kerk? En dan vra ons onsself die vraag af, ligpunt, wat sien Jesus as hy kyk na ons met sy X-straal oë? Wat is dit wat hy werklik sien? Ons sien een ding, maar Jesus sien partykeer 'n heeltemal 'n ander prentjie. So wat was sy diagnose van hierdie kerk se toestand? Ek dink is behulpsaam om aan Jesus hierso te dink as die meester chirurg, as 'n geneesheer wat kyk na 'n pasiënt. En hy kyk na die pasiënt oppervlakkig en hy sien maar hierdie pasiënt lyk gesond. Lyk of al sy ledemate goed werk. En dan wanneer hy dieper kyk, wanneer hy ekstrale doen, dan sien hy maar weet jy, hier's 'n klomp organe wat eintlik nog goed werk. Die goeters funksioneer goed, maar hier diep binne sit daar 'n kanker. Sit daar iets wat besig is om te groei, iets wat uiteindelik hierdie pasiënt gaan doodmaak. So wat is die goeie dinge wat Jesus hierso sien? Hy kyk na hierdie kerk en daar in vers 19 sien ons, hy sê, ek ken julle dade. Ek weet dat daar in hierdie kerk liefde is en geloof is. En daai liefde en geloof word uitgelewe in diensbaarheid. So hierdie kerk was bekend vir hulle diensbaarheid en dit word uitgeleef in volharding, endurance, in geloof. En dan eindig hy dit af met hierdie pragtige ding wat hy vir hierdie kerk sê. Hy sê, en ek weet hierdie dinge is nou meer daar as wat dit aan die begin daar was. Dis nie soos die kerk van Efese wat hulle eerste liefde verloor het nie. Hierdie kerk groei, daar's tekens van lewe. Hulle groei in liefde, hulle groei in geloof en hulle groei in diensbaarheid. As ek en jy in daai kerk sou inloop, sou dit miskien baie gevoel het soos dit vanaand gevoel het toe jy hier inloop. Dis 'n hegte familie. Ons kuier lekker saam. Daar's liefde. Daar's interaksies wat ons het. Ons wandel saam. Daar's 'n gemeenskap en wat mekaar dien. Maar die realiteit is ligpunt. Wat sien Jesus nog? Wat sien hy nog in ons kerk hierso vanaand? En wat het hy nog gesien hier in Thyatira? Sien, Jesus sê dat saam met hierdie goeie dinge het daar water in die boot ingekom. En dis wat hy nou uitwys. Jesus sê hierso in vers 20 tot 21, kyk saam met my. Hy sê, but I have this against you, that you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess and is teaching and seducing my servants to practice
sexual immorality, and to eat food sacrificed to idols. I gave her time to repent, but she refuses to repent of her sexual immorality. Sien die probleem wat Jesus hierso sien met sy oë van vlamme, sy ekstra oë, is dat hierdie kerk is verdraagsaam, hulle is aanvaardend, die Engelse woord daar is, hulle is tolerant van die water wat in die boot gekom het, nê. Nou die ironie daarvan is dat ons lewe in 'n postmoderne kultuur, nê. Postmoderne kultuur waar ons verdraagsaam is van alles. Tolerance is die hoogste waarde, dis die belangrikste ding wat jy in ons samelewing kan doen, is dit, jy moet net nie iets sê wat iemand anders se siening gaan ontstel nie. Maar Jesus kom hierso en hy sê, die grootste probleem wat hierdie kerk het, is dat hulle tolerant is dat hulle verdraagsaam is, dat hulle aanvaardend is vir valse lering wat in die kerk gekom het, en dat hulle verdraagsaam is van die mense wat hierdie valse lering in die kerk gebring het, en dat hulle verdraagsaam is van die gevolge wat hierdie valse lering in die kerk het. So hoe het hierdie probleem in die kerk gekom? En hierso sien ons, Jesus praat van 'n profetes, 'n selfaangestelde profetes, Isebel, wat in hierdie kerk is. Nou, dis duidelik nie haar regte naam nie. Die boek van Openbaring gaan die heeltyd terug na die Ou Testament toe om beelde daar te gaan haal, sodat ons 'n prentjie het, sodat dit die konteks vir ons inkleer van wat hier aan die gang was. As jy vir Isebel wil ontmoet, dan moet jy teruggaan na 1 Konings toe, en daar ontmoet ons vir Isebel as die vrou van koning Agab. Agab was die koning van die noordelike 10 stamme. Hy was in Samaria gewees, en dit was in die tyd van Elia die profeet. En sy vrou Isebel was die toonbeeld van goddeloosheid. Haar naam was sinoniem met geestelike oorspel. Dis nie 'n naam wat jy vir jou dogter wil gee vandag nie. En dis nog steeds 'n konnektasie by ons. Dis nie 'n naam wat ons sou dink aan om vir ons kinders te gee nie. Sy was ontrou aan die ware God gewees, maar wat dit nog erger gemaak het, is dit was nie genoeg nie. Sy het haar man en die volk van Israel van God af weggelei en in afgodsdiens in afgestuur. Sien daar in vers 20, sê dit, Jezebel is teaching and seducing my servants to practice sexual immorality and to eat food sacrificed to idols. Sien, dis wat valse lering doen. Dit begin by 'n lering, gewoonlik is dit 'n halwe waarheid, so dit klink reg, maar daar's iets daarin wat vals is. Maar dis 'n aanloklike ding, dis verleidelik. Die woord daar in die Engels is seducing, want dit gee gewoonlik vir ons wat ons wil hê. Of dit is aanvaarding in die samelewing, sodat ons net so bietjie beter inpas, en of dit is dat dit ons eie sondige begeertes regverdig en bevredig. En daardie aanvaarding of daardie bevrediging lei altyd tot sonde. In 2 Timoteus sê Paulus iets soortgelyk. Hy sê vir sy jong apprentice Timoteus, hy sê, for the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. Jy sien, valse lering gee vir jekkende ore wat hulle wil hoor, nê. Nou, ons weet nie presies wat die inhoud van hierdie lering was in die kerk in Thyatira nie, maar ons hoef nie die presiese inhoud te weet nie, want ons weet wat dit gedoen het. Dit het vir Christene vryheid gegee om te kon konformeer, om kompromieë te kon aangaan, sodat hulle so bietjie meer soos die samelewing kon lyk, sodat hulle so bietjie meer kon deel hê aan hierdie feesmaaltye, die kos wat aan die afgode geoffer is, en die seksuele immoraliteit wat daarmee gepaard gegaan het. So Ligpunt, ek moet die vraag vra, hoe lyk dit vir ons vandag in ons kerk, in ons samelewing? Ons het nie 'n profetes in Ligpunt waarvan ek weet nie. As julle van een weet, kom sê my, asseblief. Maar
daar is baie stemme wat vir ons in die kerk ook fluister, wat ons jukkende ore wil hoor. Die gees van ons tyd praat met ons in die kerk, deur invloede wat inkom, partykeer praat dit met ons met stemme wat in die kerk self is. En hierdie stemme se oproep bly dieselfde as Isebel sinne, om te konformeer na die wêreldse manier van dink en dinge doen, sodat ons so bietjie meer soos die wêreld sal lyk, sodat die wêreld so bietjie meer vir ons sal aanvaar en dat dinge bietjie makliker sal wees vir ons, soos ons daar buite lewe. Nou watter praktyke en sosiale norme in ons kultuur en ons samelewing sit vir ons onder druk om te konformeer en aan te pas by die kultuur waar ons onsself in bevind. Nou in 'n samelewing waar tolerance, waar verdraagsaamheid die hoogste waarde is so baie van wat Jesus gesê het, so ontsaglik aanstootlik vir mense en vir die samelewing. Maar daar is spesifieke areas wat ek dink baie relevant is en wat ek dink ook nou belyn is met wat in Thyatira aan die gang was. So ek gaan vir ons 2 voorbeelde noem, waar ek dink daar baie raakpunte is met wat Jesus vir die kerk in Thyatira gesê het. Die eerste ene is in die area van seks. Seks in ons samelewing is 'n major ding. Maar God se woord maak dit ook baie duidelik, dat hy is die een wat seks geskep het. Nee. Hy het seks gemaak as 'n goeie geskenk, wat bedoel was tussen een man en een vrou, in die konteks van die huwelik, in die veiligheid van die huwelik. Dis God se grense, dis God se ontwerp vir die huwelik. Nie voor die huwelik nie, ook nie buite hierdie huwelik nie, maar binne hierdie veiligheid van hierdie grense, het hy bedoel dat die goeie geskenk van seks geniet moet word. Nou, daar's kerke wat daai waarheid al heeltemal verwerp het. Nou in Ligpunt dink ek loop ons nog nie daai gevaar nie, maar ons gevaar is baie meer subtiel. Ons gevaar is dat ons daai waarheid so bietjie begin afwater. Dat ons so bietjie begin aanpas. Ons begin God se opdrag met betrekking tot seks vir ons so bietjie sagter maak. Ons sê dalk dis 'n goeie riglyn. Ja, dis 'n goeie riglyn, maar weet jy, dis miskien so bietjie agter die tyd. Ons lewe in 'n ander tyd. Ons lewe in moderne tye en ons sê vir onsself God is tog 'n God van liefde. So hoekom sal ons dan nie hierdie geskenk van hom uitlewe in liefde teenoor mekaar nie? Ons bly saam voor die huwelik, want ons sê dis prakties. Ons sê finansiëel maak dit net so bietjie meer sin. En ons gaan in elk geval trou, so hoekom maak dit regtig saak of ons nou saam bly? Ons begin ook dink dat dinge in die samelewing soos pornografie, wat oral beskikbaar is okay, dis dalk nie so sleg nie. Dis eintlik net iets wat ek in die privaatheid doen. Dis net ek en myself en dit doen niemand anders skade aan nie. En vriende, ons begin selfs bevraagteken wat die huwelik werklik is. Is dit regtig bedoel net vir 'n man en 'n vrou? Moet ons nie maar meer oop wees vir ander sienings nie? Vriende, om te konformeer tot die wêreld se siening en uitlewing van seks is om sonde te kies. Dit moet ons weet. Dis om sonde te kies in plaas van om God te kies. Ons kan nie beide hê nie. Dis om ontrou te wees aan God se roeping vir sy kerk en sy mense wat hy gered het. En dit bring my by die volgende voorbeeld, nog 'n aktuële voorbeeld. In die laaste 10 jaar het ons samelewing 'n absolute revolusie ondergaan in die areas van seksualiteit en geslag. Geslag is nie meer net manlik en vroulik nie. Ons het nou 'n verskeidenheid van kombinasies van seksualiteit en seksuele voorkeur. Daar's nou offisieel 78 verskillende geslagsvoornaamwoorde, gender pronouns. En jy kan kies wat se een van daai jy mee assosieer. Jy kan vandag een kies en jy kan môre 'n ander een kies. Die realiteit, Ligpunt, is dat in Genesis 2, in God se woord,
maak hy dit duidelik dat hy die mens geskep het as man en vrou in sy beeld om hom te reflekteer. Hy het hulle geskep as man en vrou om die kroon van sy skepping te wees en hom te reflekteer daarin. Nou om te konformeer met die wêreld se siening is eenvoudig om te rebelleer teenoor God se goeie skepingswerk. Dit beteken ek draai my rug op wat God goed geskep het en ek sal self kies wat vir my reg is. Dit klink baie soos wat in die tuin van Eden afgespeel het, nê? Die eerste sonde was gewees, as ek hierdie vrug eet, kan ek vir myself besluit wat goed en wat reg is. Nou dit bring my by die tweede punt, korter as die eerste ene. Johan het gesê ek kan bietjie langer aangaan as vanoggend, maar die tweede punt is Jesus se oordeel, vers 21 en 23. Hy kom na sy kerk toe en hy spreek oordeel uit op wat besig was om daar uit te speel. Lees saam met my daar in vers 21. Hy sê, I gave her time to repent, but she refuses to repent of her sexual immorality. Behold, I will throw her onto a sick bed, and those who commit adultery with her I will throw into great tribulation, unless they repent of her works, and I will strike her children dead. And all the churches will know that I am he who searches mind and heart, and will give to each of you according to your works. Sien, Jesus het vir hierdie Isebel duidelik al kans gegee om te bekeer. Hierdie is nie die eerste keer wat hierdie waarskuwing uitgaan na haar nie, né? Sy het kans gehad om te bekeer, so ook haar geestelike kinders, die wat haar gevolg het. En Jesus sê hierso, ek gaan nou self intree. Hierdie is die laaste waarskuwing. Ek gaan self intree in hierdie situasie. En hy gaan oordeel bring oor hierdie mense wat besig was om sy woord te verdraai en besig was om weg te draai van hom. En ons sien dat dit so ernstige oordeel dat selfs van hulle sal doodgaan. Dis die erns van hierdie oordeel van Jesus. En die beskrywing van Jesus in hierdie gedeelte val vir ons baie keer hard op die oor. Nee, dit voel so half ongemaklik. Dis nie die Jesus wat ons altyd assosieer met die storie van die Bybel nie. So dink julle Jesus is te hard op hierdie vrou en haar volgelinge hierso. Hoe vereenselwig ons die prentjie van Jesus wat ons hierso sien met die Jesus wat ons weet ontsaglik, genadiglik en liefdevol is teenoor sy mense. En miskien sal 'n prentjie vir ons help om dit beter te verstaan. Ek weet nie of hier al ma's hierso in die gehoor is nie, of pa's nie. Maar as jy nog nie is nie, verbeel jouself jy het 'n kind. En jy vind uit dat daar's iemand wat hierdie kind wil molesteer. Of nog erger as dit, imagine jy vind uit, daar's iemand wat besig is om jou kind te molesteer. Wat gaan jou reaksie wees? Wat gaan die liefdevolle ding wees vir jou as ouer in daardie situasie om te doen? Vind jy die liefdevolle ding, ek sien daar's 'n ma daar wat weet, die liefdevolle ding om te doen in daai situasie is om met die grootste erns in te tree in daai situasie om jou kind te beskerm en om teen daardie invloed op te tree. Ligpunt, hierdie is 'n waarskuwing dat Jesus is ernstig oor sonde, veral sonde wat in sy kerk is, sonde wat besig is om sy mense weg te lei van hom af. Dis so ernstig dat Jesus sy lewe gegee het daarvoor. Dis waarvoor hy aan die kruis gehang het, sodat ons uit die kloue van sonde gered kan word. Nie net gered kan word daarvan nie, maar dat hy vir ons kan die krag gee deur sy gees, sodat ons kan nee sê vir sonde, sodat ons kan wandel en hom kan volg in heiligheid. Ligpunt, hoe ernstig is ons oor sonde? Sonde in ons eie lewens, maar ook sonde wat in die kerk toegelaat word. Die kerk is Jesus se bruid, en sy liefde is 'n ware liefde, 'n heilige liefde, wat so besorgd is oor sy bruid, dat hy nie kan toelaat dat daai sonde die bruid gaan vernietig nie. Dis 'n kanker wat hy uitwys en uitsny.
En die redes wat Jesus hierso gee vir hierdie oordeel is, sodat die kerk sal weet, dat hy die een is wat sien tot reg in die verstande en die harte van mense. Hierdie brief is 'n waarskuwing vir ons as die kerk. Dis nie 'n waarskuwing vir die wêreld daar buite nie, dis 'n waarskuwing vir ons. Jesus kan nie kompromieë aangaan met sondige lering of verdraagsaam wees teenoor volhardende sonde nie. En ons behoort ook nie. Jesus sê verder dat hy gaan vir elkeen gee wat sy dade toekom. Hy sien tot in die hart en hy sal gee wat ons dade toekom. Die wonderlike ding van die evangelie is die realiteit dat Jesus nie vir ons gaan gee wat ons dade toekom nie, nee. Hy was ons dade weg met sy bloed en sy offer aan die kruis namens ons. Maar wat hy hiervan praat is dat as ons in die kerk is en ons onbekerend lewe in volhardende sonde, sal ons uiteindelik uitgewys word daarvoor. Soms is daar al oordeel in hierdie lewe, soos wat ons sien in Thyatira uitspeel. Soms tree Jesus hier al in, maar op die einde van die tyd gaan alles voor die troon van Jesus na die lig kom. Elke daad, elke gedagte, elke woord, sê die Bybel, gaan na die lig kom. En die wat aan sonde vasgehou het, in plaas van om aan Jesus vas te hou, gaan uitgewys word daarvoor. Vriende, dit bring my by die derde punt wat Jesus hierso maak. Jesus se oproep in vers 24 en 25. In vers 22, net voor hierdie gedeelte, sien ons dat Jesus die deur van bekering oophou. 3 keer praat hy van bekering. Hy sê hy het gewag dat hulle moet bekeer. Hy wag nog steeds. En Ligpunt, ek moet hierso net weer sê, daai deur bly oop. Die deur van bekering. As daar van ons hierso is wat nog in volhardende sonde lewe en vashou, die deur van bekering is oop. Draai na Jesus toe, draai weg van daai sonde, gee dit vir hom en aanvaar sy versoeningswerk namens ons en loop agter hom aan. Maar hierso in vers 24 en 25 gee hy 'n oproep aan die wat in die kerk is, maar wat nog nie aan hierdie lering vasgeklou het nie. Miskien het hulle al begin dink daaroor, so bietjie koers begin verloor, maar hulle het nog nie in daai sonde vasgeval nie. En hierdie is die oproep vir daai mense, vir die van ons wat hierso sit. Hy sê in vers 24 en 25, kyk saam met my. But to the rest of you in Thyatira, who do not hold this teaching, who have not learned what some call the deep things of Satan, to you I say, I do not lay on you any other burden. Only hold fast what you have until I come. En Jesus sê 2 dinge hierso. Hy sê eerstens, hy sit geen ekstra las op daai volgelinge van hom nie. Jesus is nie in die besigheid om swaar laste op sy volgelinge te sit nie. Om die waarheid te sê, in Matteus 11 in Jesus se aardse bediening, het hy gesê, kom na my toe, want my las is maklik en my juk is lig. Dis moeilik om in sonde aan te hou lewe. Dit lyk lekker, maar daai las is swaar. Jesus sê, kom na my toe. My las is lig, my juk is maklik. Tweedens roep Jesus hierso vir hulle om net eenvoudig vas te hou aan wat hulle het. Hou vas aan die woord wat hulle het, hou vas aan Jesus self, tot hy terugkom. Vriende, dit is goed miskien vir ons om ook net hierso vir 'n oomblik stil te staan, om te dink, hoe hou ons vas aan wat ons het in Jesus? Hoe hou ons aan hom vas? Hoe hou ons aan sy woord vas? En die realiteit hierso is dat die manier hoe ons vashou is om sy woord nie net te hoor nie, maar om sy woord aan te klou en toe te laat dat dit insak in ons lewe. In vers 29 sê Jesus, die wat ore het, moet luister na die woorde van die Gees van God. Sien, as Christene nie hulle Bybels ken nie, as ons nie ons Bybels ken nie, dan is ons vrugbare grond vir die duiwel se dwaalleringe. Die duiwel kom nie na ons met 'n pak leuns toe nie. Hy kom met 'n halwe waarheid.
Hy kom met iets wat klink soos 'n spesiale nuwe lering. Dis 'n nuwe manier van die Bybel lees. Dis so bietjie minder eng. Dis so bietjie meer verlig. Dis so bietjie meer gesofistikeerd. Nou in Thyatira lyk dit of hierdie lering genoem was die diep dinge van God. Dis wat Isebel en haar volgelinge geleer het. Maar Jesus kom hierso en hy sê, dis nie die diep dinge van God nie, dis die diep dinge van Satan, wat julle mee besig is. So ons het nodig om Jesus se woorde te ken, sodat ons kan onderskei wat die woorde van die Gees van die tyd is, en wat die woorde van die Seun van God is. So laat ek vir ons vra, hoe gaan dit met ons tydspandering in God se woord? Ek dink as ons eerlik is, dan weet ons is 'n kultuur wat eintlik baie sleg is om God se woord te bestudeer. Maar Jesus het gesê, a man shall not live from bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. Ons sal nie kan lewe as ons nie die woord van God hoor en inneem nie. Hoe eet ons daai woord? Is ons besig om langtand aan die woord van God te eet? Is dit vir ons 'n las? Doen ons so 'n krummeltjie hier, 'n krummeltjie daarso, en dan op 'n Sondag kom ons hiernatoe om so bietjie in te haal, so bietjie op te stak? Of is ons besig om onsself te laat vol word, om ons geestelike lewens te voed, dit te versorg, en 'n gesonde, gereelde dieet van God se woord in ons lewens te kry? Want dis die manier waarop ons vashou aan Jesus. Dis die manier waarop ons toelaat dat sy woord diep in ons harte insak, en wat dit ons gedagtes verander, sodat ons hom kan sien vir wie hy werklik is. Lees saam met my hierdie quote van Dane Ortland. Hy sê, but when our hearts redirect their gaze to the Jesus of the Bible, in all his glorious gentleness and his dazzling love, sin gets starved and begins to wilt. Vriende, dit bring my by die laaste punt, punt 4, Jesus se belofte aan die kerk, vers 26 tot 29. Jesus sluit hierdie brief af met beloftes vir die wat volhard tot hy terugkom, en dit was nog altyd die Christene se hoop, en die manier hoe hulle gemotiveerd was om heilige lewens te lewe, was om te weet hy kom terug, en ons volhard, omdat ons weet, ons gaan eendag in sy oë kyk. Nou hierdie Christenlewe gaan met tye moeilik wees, ons moet dit weet. Jesus was eerlik daaroor. Die stemme van die wêreld en die gees van ons tyd gaan baie verleidelik klink en lyk aan die een kant. Dit gaan ook groot druk op ons sit om te konformeer en kompromieë aan te gaan met die wêreld. En dit sal ons uitsonder en ons laat anders lyk. Dit sal ons uitsonder vir verdrukking en selfs bespotting, maar sê Jesus, vir die wat oorkommers is, vir die wat oorwinnaars is, wat in Jesus en sy woord vashou, gee hy hierdie kosbare beloftes. Lees saam met my daar in vers 26. Hy sê, the one who conquers and who keeps my works until the end, to him I will give authority over the nations, and he will rule them with a rod of iron, as when earthen pots are broken in pieces, even as I myself have received authority from my Father, and I will give him the morning star. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Sien, Jesus se eerste belofte hierso vir die wat vasbyt, wat vashou, is dat hy sal sy autoriteit met ons deel. Hy gaan sy heerskappy met ons deel. Nou verbeel jou, jy kry 'n uitnodiging môreoggend, 'n oproep van Elon Musk. En hy sê vir jou, weet jy, ek wil hê jy moet op my beheersraad van Tesla dien. Ek wil hê jy my so 'n bietjie help om die besigheid reg te bestuur. Hoe gaan jy voel? Ek sal ontsaglik bevoorreg voel, nee. Voel ek verdien nie, ek behoort nie daar te wees nie, maar baie dankie. Vriende, die voorreg wat Jesus hierso deel is ligjare groter. Hy sê, ek nooi jou uit om saam met my in die raadsaal van die heelal te sit. Om saam met my autoriteit uit te oefen op die skepping, op alles wat ek gemaak het. Dis
'n ontsaglike voorreg om sy absolute heerskappy met hom te deel. En die tweede ding wat Jesus hierso beloof, is hy beloof hy sal vir ons die môre ster gee. Nou in Openbaring 22 sien ons dat Jesus word self beskryf as die môre ster. Nou die môre ster is daai ster wat, soos dit aand raak, die eerste ster wat jy op die horison sien skyn, is die môre ster, nee. So hy skyn heel eerste, dan kom al die ander sterre uit, en môreoggend, wanneer elke ander ster sy skyn verloor het, en dof geraak het en verdwyn het, dan is daar een ster wat oorbly. En dis die môre ster. So wanneer al die ander sterre weg is, skyn die môre ster nog. Vriende, wanneer al die filmsterre, wanneer al die popsterre, wanneer al die TikTok sterre verdwyn het, gaan daar nog een ster wees wat skyn. En dis Jesus. En Jesus sê hierso, ek gee myself vir julle. Ek gee my ewigdurende glorie, wat nooit uitgaan dof nie, deel ek met julle. Ek nooi julle in, om deel te hê aan daai glorie, nie vir 'n rukkie nie, maar vir alle ewigheid. Dit sit alles in perspektief, nee. Dit beteken al hierdie klein opofferingkies, die nee sê vir sonde, gaan oor en oor die moeite werd wees. Ek gaan vir ons afsluit met die laaste woorde van hierdie brief aan die kerk wat Jesus hulle voor aanmoedig. Die laaste woorde wat hy hierso sê, geen wonder nie, dis 'n harde woord. Dis 'n harde woord gewees vir Thyatira, dis 'n harde woord vir ons om te hoor. Maar Jesus sluit dit af daarom met hierdie woorde. Hy sê, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Vriende, mag ons dit nie net hoor en vergeet daarvan nie, maar Jesus sê, mag ons hierdie woord hoor, en mag ons toelaat dat dit insak in ons binneste. Mag ons ore hê wat nie juk om te hoor wat die wêreld vir ons fluister nie, maar mag ons ore hê wat hoor wat die woorde van die ware Seun van God vir ons sê. Mag ons woorde hoor, mag ons ore hê wat vinnig is om te bekeer, wat vashou aan die goeie nuus van Jesus, en dat ons lewens oorvloedig vol sal wees van die volheid van sy woord, sodat ons sal uitsien na die toekoms, die wonderlike, glorieryke beloftes wat hy vir ons voorhou. Laat ek vir ons afsluit in gebed aan die hand van hierdie woorde. Here Jesus, ons is oorweldig deur die ontsaglike voorreg waartoe U ons roep. Ons is oorweldig om te dink dat U ons nie net red van ons sonde nie, maar U red ons sodat ons U kan volg, sodat ons kan nee sê vir sonde, sodat ons heilig kan lewe agter U aan. En wanneer ons val, dat ons kan terugdraai na U in bekering. Maar Here, ons is oorweldig deur die wete dat U roep ons om eendag saam met U te heers, dat daar 'n toekoms is wat ons nie eers nou kan indink nie, maar wat gevul gaan wees met glorie. Here, ek bid en ek vra dat dit die ding sal wees wat ons dryf, wat ons motiveer, wat ons môreoggend as ons die week ingaan, sal motiveer, Here, om nie te konformeer tot die wêreld nie, maar om vas te hou aan Jesus, aan die ware woord van die ware lewe. Ons bid dit en ons vra dit, want U is waardig, U verdien al die glorie, maar Here, ons bid dit, want ons weet, dis die goeie lewe vir ons. Ons dank U vir hierdie goeie, glorieryke nuus. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.